Van Swellendam af ry ons Kogmanskloof binne deur 'n gat in die berg. Bokant die gat pryk 'n ou Engelse fort. Die majestueuse berge slaan jou asem weg. Kort voor lank is jy aan die buitewyke van Montague. Montague word omring deur die lange berge. Die beraamde getal inwoners is ongeveer 26.238. Behalwe vir die ouer gedeeltes, bestaan dit ook uit 'n nuwe moderne uitbreiding. Ry jy met Langstraat langs, kan jy jou vergaap aan die historiese geboue wat oral langs die pad te sien is. Voor 'n klein bruggie en dan links na die karavaanpark. Die Montague Karavaanpark, waar ons volgende vakansie gaan geniet. Jou eerste indrukke van hierdie woonwaarpark is een van goeie organisasie en netheid. Geplaveide staanplekke is standaard praktyk. Met 'n goed georganiseerde kombuis en 'n buitebraaiplek kan dit net goed gaan. Met die son wat stadig wegsak in die weste, is dit nou tyd om vuur te maak. En nou braai ons 'n lekker vleis. Na 'n lang dag is dit nou tyd om bed toe te gaan. Wat 'n pragtige oggend. Hierdie haantjie en hennetjie het elke oggend kom groet. Ons moes die ou Makou een bederf met 'n slaaiblaadjie. Die woonwaarpark het 'n ryke voorlewe. Die werkers maak elke oggend jou braaiplek skoon. Ons was gelukkig vanjaar om naby 'n skoon, netjies ambisieblok te staan, met goeie geriewe vir skorrelgoed Vir buiteseisoen tydperk is hierdie kamp redelik vol. En kyk nou, as jy wil kamp, dan kan jy. Die woonwaarpark het 'n koue waterswembad en 'n glybaan. Voorts beskik die oord oor 2 onderdak warmwaterswembaddens wat pragtig in stand gehou word en silwerskoon is. Daar is ook 'n snoepie of kafee en 'n TV-kamer. Daar kan ook in die dam gehengel word vir karp en tilapia. Trapbootjies is te huur. Die dam het 'n ryk watervoëllewe. Kom verken gerus die omgewing saam met ons. Montague het 'n groot verskeidenheid eetplekkies soos hierdie. En hier kan 'n mens heerlik terugsit en jouself geniet. Met die berge in die agtergrond kan jy altyd net weglê aan 'n heerlike ontbyt. La Rochelle is 'n gastehuis met vervloë dae, met pragtige tuine. Boustyle uit vervloë dae is nog steeds te sien. Want vandag is dit die kermis van Montague. Parkering is maar min, maar nou moet ons eers ontbyt gaan soek. Nou besoek ons Cape Dry se fabriekswinkel om eers droë vrugte te koop en daarna gaan ons op 'n heerlike trekkerrit. Gesel ons op hierdie trekkerrit. Mens kan die hele Montague van hier af sien. So ver as wat die oog strek, is dit net vrugteboorde rondom jou. Ons stap 'n klein koppie uit om by 'n ou fort te kom. So lyk dit deur die skietgate van hierdie ou fort. Ek skat die Engelse kon die boere baie ver sien aankom van Erkend. Dit was werklik die moeite werd. Montague het verskeie staproetes wat wissel van maklik tot baie moeilik. Maar vandag is ons op pad hier in die berg net bokant Montague.
Die fynbos en rotsformasies is asemrowend. So reis ons dan verder deur die Kochmanskloof en Ashton. 'n Besoek aan die Van Loferen wynplaas was hoog op ons prioriteitslys en ons wou graag gaan wyn koop het by hierdie pragtige landgoed. By Excelsior kan jy gerus proe aan hulle wyne. By Rooibergkelders moet jy jou verkyk aan hierdie reuse stoel en 'n heining vol slotte. Dit is herfs en die wingerdstokke se blare is besig om te verkleur. Vandag gaan ons berg op met hierdie trekker. Die rit plus 'n potjie kos ete na die tyd kos jou so wat R800, maar dit is al die pad die moeite werd. Charles en Karin, as ook ons tweekies, verkies om heel voor te sit, voor die trekker. Sannie raak bevrees en opper haar vrese. En nie verniet nie, want kort daarna, toe is ons in die pekel. Soos wat ons al hoe hoër bo kan die Koofvallei uitstyg, word die fynbos en proteas pragtig en die pad al hoe steiler. In die verte op die horison, die Matroosberg. Halfpad op met die berg en die plaasboer wat ook as gids optree, gee vir ons inligting. Nou raak dit tyd vir 'n fotosessie. Voor op die trekker kan jy ons sitplekke duidelik sien. Ons klik egter nie vir koue pampoen nie. Die paadjie lei ons verder berg op. Arangies Kop, 1700 meter bo kan seespieël. Agter Charles en Karin kan jy Robertson en McGregor sien. Dan is ons by die berghut. Nadat ons versnappering op die berg geniet het, is dit nou weer tyd om terug te keer en ons is op pad berg af. Uiteindelik terug op grondvlak en nou vir die potjie kos. Geniet gerus 'n bootvaart by Viljoenskrift. Wat is jou naam? Marius. Dankie Marius. Koop 'n bottel wyn en verversings en sit terug en geniet dit terwyl die boot stadig oor die water gly. Aan die oorkant van Loferen se wingerd. Goudmyn, Viljoenskrift se eie woonboupark. Dit lyk nogal oulik. En dan deur die gat huis toe.